So, kom ons praat so 'n bietjie oor die eindtye. Wat is die eindtye? Daar so baie mense wat verskillende gedagtes het rondom die eindtye. Nou ek gaan nie poog om in een Bybelstudie vanaand die hele eindtye te behandel nie, want dis 'n studie op sy eie, en ek dink 'n mens kan weke en dalk selfs maande met dit besig wees, en as julle belangstel, kan ek vir julle materiaal gee, of ons kan bietjie meer daaroor gesels, laat weet vir my dalk met 'n WhatsApp, as dit vanaand vir julle interessant was, en julle wil meer weet, hoe dit beteken en wat dit beteken, maar ek gaan vanaand net een hoofsaaklike beginsel bespreek oor die eindtye. En as ons kyk na hierdie een ding, dis die een groot teken waar die wêreld gaan sien dat die einde het aangebreek. Die een groot teken wat die wêreld gaan sien. Nou baie mense vra, wat is die grootste teken? Wat is die grootste teken rondom die eindtye? Wat is die grootste teken? Nou baie mense het hierdie ding dat die antichrist gaan daar wees en die merk van die dier gaan daar wees volgens Openbaring 13 en ons gaan al hierdie dinge sien wat gaan gebeur en dis al tekens, daar gaan oorloë wees, daar gaan gerugte van oorloë wees en die van julle wat 'n nota wil maak, al hierdie dinge is gebaseer op Matteus 24 waar Jesus praat oor die eindtye en hy oor die verskillende goed sê wat gaan gebeur. En jy is baie welkom, Matteus 24 kom in lyn met die boek Openbaring. Hy praat daar in Matteus 24 van die verskillende goed. Hy praat van oorloë, hy praat van siektes, hy praat van pla. En as jy dan weer in Openbaring gaan lees, gaan jy sien, hy praat oor die 4 perde, die Engels is the 4 horsemen in die Bybel. Dan praat hy van hierdie verskillende dinge wat gaan gebeur. En jy sal sien dit vergelyk met mekaar. Dit vergelyk met mekaar, die dinge vergelyk, maar ons gaan nie vanaand Openbaring stap vir stap behandel nie, ons gaan vanaand kyk na die grootste teken, die enkel grootste teken. Nou ek kyk so 'n bietjie na die YouTubes en al die dinge, en ek sien mense sê goed soos die Efraatrivier wat besig is om op te droog, en ek dink dis 'n teken wat besig is om te gebeur, maar dis net 'n algemene teken, die Efraatrivier kan nou opdroog, hy kan dalk net weer regkom, hy kan weer aangaan, ons weet nog nie finaal nie, maar definitief die Efraatrivier is een van die interessante dinge. Hierdie oorlog wat op die oomblik aan die gang is in die Midde-Ooste, en die mense praat van 'n derde wêreldoorlog, kyk julle, dit is rooi ligte wat oral aangaan, almal begin vra, is hierdie die einde, wat gaan gebeur, gaan ek agterbly, gaan ek deur die groot verdrukking wees, wat gaan met my as individu gebeur? Hoe gaan ek dit maak? Waarheen gaan ek gaan? Wat van my en my familie? Moet ek begin 'n kos ergens in die dakberre of ergens moet ek probeer planne maak want ons gaan almal een van die dae nie kan koop en verkoop soos die boek Openbaring van praat nie en al hierdie goed. Moet ek bang wees? Moet ek vrees? Wat moet ek as 'n kind van die Here doen rondom hierdie eindtye? Nou, ek gaan vanaand vir jou iets belangriks wys en ek hoop jy gaan dit raak sien en as jy dit raak gaan sien, gaan jy weet hierdie is die opwindendste tye vir ons as die kerk van die Here Jesus, die gelowiges ensovoorts. Hy gaan vir ons 'n deurbraak gee. So wat bedoel ek vanaand? Waarvan praat ek? Sommige om weg te spring, wil ek vanaand sê, die grootste enkele teken, wat die hele wêreld gaan sien en dit gaan vir hulle skok julle, gaan die wegraping wees. Die dag wanneer Jesus Christus gaan kom, en hy gaan ons kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. En ek is seker, daar's baie mense wat sê, ja nee, hy glo in die wegraping. Ja, ek glo in die wegraping. Ek is een van die ouens wat absoluut glo in die wegraping. Ek glo dat Jesus Christus gaan sy kerk bewaar, ek glo dat Jesus Christus gaan kom, en ek gaan vanaand net so vinnig vir julle, nie 'n ingewikkelde gesels nie, net sommer vir julle wys hoekom ek dit sê, en waarom dit so belangrik is, dat ons gaan weet dat Jesus gaan sy kerk kom haal. En nou is daar mense wat sê, is ek deel daarvan? Ja, kom ek gaan gou vir jou verduidelik. As jy glo dat Jesus Christus is die seun van God, as jy glo dat Jesus het vlees geword, God het vlees geword en onder ons kom woon, sy naam is Immanuel, en hy het by ons kom woon, hy kom woning kom maak, hy het vir my en jou sonde kom sterf, en jy bely dit, sê Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee hy die mag, om 'n kind van God genoem te word. Prys die Here. Prys die Here, daar's hy. Hy sê, if God said it, that settles it. As God sê, ek is 'n kind van die Here, dan is ek 'n kind van die Here op grond van sy woord. Sy woord is die waarborg, die Bybel is die waarborg, sy bloed is die waarborg, die opstanding uit die dood uit is die waarborg, die feit dat die Bybel sê hy kom weer is die waarborg, dat dit wat gebeur het is die waarheid. En ek het dit al baie vir mense gesê. As mense kan glo, dat hulle is stikkend en hulle is uitmekaar uit en daar is sonde in hulle lewe en ek kan jou sê die meeste van ons in hierdie wêreld weet dat hier's chaos aan die gang. As ons dit kan sien,
dan moet ons sekerlik verstaan, dat as die Bybel sê daar's 'n verlosser, dan behoort ons die verlosser te glo. Ons moet weet dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. Sy naam is Jesus Christus, en ons glo in hom, en ons glo in hom as God. Ons glo hom as deel van die Godheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons glo dit met ons hele hart, en ons kan dit ook verduidelik uit die Bybel uit, want die Bybel is ons basiese fondasie. Voordat ek verder vir julle gaan, hoe weet 'n mens iemand praat die waarheid? Hoe weet 'n mens iemand is gevestig op die woord, sodat ek kan regtig glo wat hulle sê? So nommer 1 is, ons glo in een God. Ons glo in een God, wat die Bybel vir ons sê, so uitdruklik. Ons glo in die God wat die Bybel verklaar. En ons glo in God die Vader, ons glo in God die Seun, ons glo in God die Heilige Gees. En as dit vir jou ingewikkeld is, dis vir baie mense ingewikkeld. Eintlik is dit net 'n openbaring van God, wat hom vir homself kom vlees word het, vir ons kom sterwe het, en hy gaan vir altyd daar wees, en ek gaan dit vir jou wys ook vanaand. God bly altyd God in al die sake. Dis baie belangrik. Die tweede ding wat baie belangrik is, en ek staan daarvoor en ek sal nooit iets anders glo nie, is daar is geen ander pad na die hemel toe nie. Die hemel wat ons na toe gaan, is die hemel wat deur Jesus Christus gemaak is. In Johannes 14 sê hy hierdie woorde, hy sê 14 vers 1, hy sê, ek gaan na my Vader se huis toe, en ek gaan vir julle 'n woning maak. Hy sê, en as ek klaar vir julle 'n plek voorberei het, sal ek julle kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Nou as julle mooi daaroor gaan lees, ek het nie tyd om vanaand al die verse te behandel nie, maar luister mooi daarna. Johannes 14 vers 1 sê, daar is vir jou 'n plek in die hemel. Die Here is besig op hierdie oomblik om elke kind van die Here 'n plek voor te gee, en wanneer hy daardie plek vir jou daar gaan voorberei, kom hy jou haal, sodat jy kan weet waar hy is. So maak dit vir jou sin. Dis baie belangrik. Met ander woorde, Jesus gaan mense kom haal, om te kan weet waar hy nou is. Waar is die Here nou? Die Here is nou in die hemel. Die Here is nou in die hemel. En as hy sê, as ek klaar dit voorberei, kom ek jou haal, sodat jy kan weet waar ek is, dan is daar 'n konsep, dat die Here gaan een of ander tyd, mense wat glo kom haal, hulle vat, en vat na die hemel toe. En dis maar die konsep wat ons noem die wegraping. En ons gaan daarna kyk vanaand. Nou, ek het 'n skyfie hier gemaak, maar ek dink hy's dalk 'n bietjie te klein vir almal om te sien. Maar as julle wil, kan ek vir julle dit op die WhatsApp groep ook sit, die prentjie, dan kan jy dalk groter maak en dit makliker sien. Maar ek gaan net gou-gou vir julle verduidelik, vir die mense wat dit nie kan sien nie, gaan ek sommer net dit ook sommer daaroor praat. Die Bybelse riglyne werk so, daar's die ou verbond en daar's die nuwe verbond. Die Bybel is ook opgedeel, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons het die ou verbond en ons het die nuwe verbond. Die ou verbond was gebaseer op Moses, gebaseer op Abraham en op Moses en op Jakob en op Israel, en alles het deurbeweeg tot op die kruis van Jesus Christus, tot op die koms van Jesus Christus het dit gebeur. En tot op daardie oomblik was die ou verbond in werklikheid gewees. Met ander woorde, die ou verbond was tot op die kruis, en dan kan ons sê die nuwe verbond het aangebreek na die kruis. Nou ek wil nie hare kloof presies wanneer dit gebeur het nie, maar ons kan 'n breë lyn trek dis omtrent daar. Baie mense sê dit het begin, die kerk se tydperk het begin nadat die Heilige Gees uitgestort is. En toe die kerk die Heilige Gees ontvang het, toe Jesus gesê het, ek gaan opvaar hemel toe en ek sal vir julle bid van die Vader, dat hy vir julle die Heilige Gees sal stuur. Toe die kerk die Heilige Gees ontvang het in Handelinge in die eerste hoofstuk, daardie tydperk het die Nuwe Testament of die nuwe verbond aangebreek en het 'n werklikheid geword. En die nuwe verbond is die wedergeboorte, die nuwe verbond is waar ons glo in Jesus Christus, die nuwe verbond is die bloed van Jesus Christus, die nuwe verbond is die wet van Jesus Christus, en alle dinge volgens Johannes sê is deur hom ontstaan, en alle dinge is gefokus en gesentreer rondom hierdie wonderlike persoon, Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Ek is so opgewonde, ek is so dankbaar dat die Here Jesus Christus daar is. Sonder hom het ons geen hoop gehad nie, julle. Jesus is ons verlosser en ons moet vashou daaraan. En baie mense, ongelukkig, baie kerke preek die arme mense letterlik elke dag in 'n skuldgevoel en dat hulle dit nooit gaan maak nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy glo dat Jesus die verlosser is, maak nou nie saak deur wat se storms jy gaan nie, hoeveel foute jy gemaak het nie, as jy dit glo, is jy deel van die verlostes van Jesus Christus, en die Heilige Gees gaan jou help om al die foute te oorkom in jou lewe. Prys die Here. So kom aan die kant van geloof, jy's nie 'n verloorder nie, jy's 'n wenner in Jesus Christus. So, tot op Christus was die ou verbond, na Christus het die nuwe verbond aangebreek, en ons noem dit die kerkperiode, of die tydperk van die bruid van Jesus Christus, waar Jesus Christus
op die aarde was. So op die aarde het hy die bruid voorberei en ons lees dit en ek wil gou vir julle 'n versie daar lees in die eerste verbond. Kom ons kyk gou na die eerste verbond in Lukas 16 vers 16. Hy sê die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig en elkeen dring met geweld daarin. So kom ons kyk wat sê daardie vers. Daardie vers sê die wet en die profete, met ander woorde die Ou Testament, dis die wet, ons praat van die wet homself is nie net die 10 gebooie nie, ons praat van die wette van die Ou Testament, ons praat van alles wat daar gebeur het was, en die profete, al daardie goed het heen gewys, dit was vingerwysings na die kruis van Jesus, dit alles, die Bybel sê in Johannes, jy kan dit gaan lees, hy sê, baie mense ondersoek die skrifte, hy sê, want hulle dink daarin gaan die oplossing wees, maar die oplossing is in Jesus Christus. So wanneer die Ou Testament lees, moet jy verstaan, alles wys na hierdie persoon Jesus toe. Elke ding, elke vers, elke voorbeeld, elke ding in die Ou Testament wys heen na Christus toe. En as ons by Christus uitkom in die Nuwe Testament, dan breek die nuwe verbond in. En hy sê dit, die wet en die profete was tot op Johannes, van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Kan julle sien, van daar af vind daar 'n verandering plaas? So ons kan die twee nie vermeng nie. Daar's 'n ou verbond, daar's 'n nuwe verbond. Die ou verbond het op sekere beginsels gewerk, en dit het in Christus Jesus, het Jesus die prys betaal, hy is die lam wat geslag is, hy het vir ons alles gedoen, alles wat die wet verlang het, dat 'n persoon moet sterf vir die sonde, daardie persoon was ons lam, Jesus Christus. En hy het vir die mensdom gesterwe, hy het dit wat die wet verwag het, dat die wet, onthou die wet is nooit tot niet nie, die wet kan nie tot niet gaan nie, jy kan dit nie uitvee nie, die wet moet eenvoudig vereis dat iemand wat sondig moet betaal, en elke persoon se sonde is deur Jesus Christus betaal, elke een wat glo in die verlosser, kry nou verlossing as gevolg van die prys. So die wet is nie tot niet nie, die wet is vervul in daardie sin, dat Christus Jesus het elke sonde betaal, hy het gesterwe, en nadat hy gesterwe het vir die sonde, is die wet vervul gewees, en nou kan elke persoon wat glo in Jesus Christus verlossing ontvang. Wat 'n mooi voorbeeld, wat 'n voorbeeld. So onthou dit, Jesus, dis goeie nuus julle, dis goeie nuus. Jesus is ons verlosser, dis nie ingewikkeld nie, dis goeie nuus. So hy het dit vir ons dit gedoen. Nou het ons 'n tweede verbond, hierdie beter verbond, dis nou na Jesus. Nou is ons in die beter verbond, prys die Here vir die beter verbond. Hebreërs 8 vers 6 sê hierdie woorde, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, dis Jesus waarvan ons nou praat, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. En ek het nie tyd vanaand nie, ons kan baie daaroor gesels, maar wat dit in werklikheid beteken is dat alles wat die Ou Testament verwag het, dit is wettelik nagekom, en op die einde van die dag is daar nou 'n middelaar met 'n beter verbond, en hy het die vermoë, God ons Here Jesus Christus, die Heilige Gees het die vermoë om 'n persoon te red, en daardie persoon kan hemel toe gaan en kan vry wees, prys die Here daarvoor. So dis baie belangrik. So hoekom sê ek hierdie dinge is belangrik? Want dis waarmee ons nou besig is. So ek wil vir iemand vanaand sê, die Bybel sê, is nie te laat nie. Is nie te laat nie. As jy vanaand bekommerd is dat jy gaan nie saam hemel toe gaan nie, gaan vanaand en vra vir die Here en sê, Here, ek glo in Jesus Christus as my verlosser. Weet julle, daar's nie 'n sonde op hierdie wêreld wat die Here nie kan vergewe nie. En ek weet daar's mense wat nou sê, ja, wat van die sonde teen die Heilige Gees? Ek sal eendag met julle daaroor kan praat. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, moenie bekommerd wees nie. As jy nog bekommerd is oor jou siel, het jy nie die sonde teen die Heilige Gees gedoen nie. So mag die Here jou vanaand die krag gee, as daar 'n fout is in jou lewe, bekeer jou, maak jou lewe met die Here reg. Dis nie moeilik nie, Here, die Here straf jou nie, die Here gaan jou nie slaan nie, die Here het die straf gedra aan die kruis. Hy wil jou verlos, hy wil jou vergewe, hy wil jou plaas in hemelse plekke, en hy wil vir jou oorwinning gee vandag. So jy gaan wen, amen, jy gaan wen. So dis wat gaan gebeur. So kom ons kyk nou na die grootste gebeurlikheid. En ek gaan so 'n paar minute met julle daaroor gesels. Die grootste gebeurlikheid is nou die wegraping, met ander woorde die kerk op die aarde, neem Jesus Christus aan, en daardie kerk vorm nou 'n naam, of wat ons noem in die Bybel, die bruid van Christus, of almal wat verlos is deur Jesus Christus, wat oorwinning gekry het in Jesus Christus, wat gekoop is deur die bloed van die lam, hulle vorm hierdie bruid van Christus. Wat nou gebeur is,
aan die einde van hierdie verbond, hierdie tydperk van die bruid van Christus op die aarde, gebeur daar iets. En ons lees dit in 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17. Kyk hier julle. Hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Nou net so vir almal, en ek weet daar's mense wat regtig goeie studie oor hierdie goeters doen. As ons praat van die eindtye en ons praat van die wederkoms, weet ek as mense wat sê, ja, maar dis nou die wederkoms, is nie die wegraping nie. Ek praat nou hier van die eindtye. Ek wil dit net so in 'n saak sê. Die eindtye het 'n klomp gebeurlikhede, jy kan maar Openbaring gaan deurlees, wat plaasvind. Alles het te maak met die wederkoms van die Here. Alles het daarmee te maak. So dis waaroor dit gaan. So nou sê hy vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met 'n stem van 'n aartsengel en met die geklank van 'n basuin. So terloops het julle gesien op YouTube, daar's mense wat sê daar's plekke waar dit klink asof daar heeltyd net basuine blaas. En daar's al hierdie goeters. So al hierdie dinge is snaaks. Daar's tot riviere wat nou rooi word en bloed begin verander word. Dis wat mense sê wat gebeur. Ons sien nou op hierdie oomblik praat mense van die derde wêreldoorlog en nukleer dinge wat gaan plaasvind. Julle, ons is so naby aan hierdie ding. Ons is so naby, maar die wêreld kyk nou na Matteus 24 sê, as ons oorloë, gerugte van oorloë, aardbewings, hongersnote, al hierdie dinge wat daarmee gaan gepaard word, dis nog nie die einde nie. Eers wanneer die evangelie verkondig is, met ander woorde, wanneer hierdie tydperk van die kerk klaargemaak word, elke persoon wat Jesus aangeroep het, daardie getal kan ek maar sê, as ek dit so kan sê, daardie beker is vol en die Here sê, nou is dit tyd. En daardie basuin blaas, dis wat hier gaan plaasvind. Hy sê die Here self sal in die hemel neerdal met die geroep van 'n stem van 'n aartsengel en met die geklank in die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, dis jy. Amen. Dis jy. Jy het in Christus Jesus, as jy jou lewe gee, is jy verborge, jy het gesterf in Jesus Christus, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe, met ander woorde, dit praat van mense wat voorheen gesterf het. Nou as ons nou soos vanaand op die aarde nog is, nou praat hy van ons. Hy sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly, hier nog op die aarde, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Oh, amen. So die kerk is 'n baie spesiale groep mense. En ek wil hê, dis hoekom die evangelie verkondiging so belangrik is. Dis hoekom dit belangrik is dat jy na ons dagstukkie sal luister en dat jy jou familie en jou vriende en almal op die dagstukkie sal sit. Weet jy hoekom? Ons wil elke een aanmoedig om deel te wees van die bruid van Jesus Christus, want hierdie is 'n besondere groep mense. En elke een wat gered kan word deur God se genade, nie ons werke nie, dis 'n geskenk van die Here. Elke een van ons kan die blydskap van die Here ervaar. Elkeen van ons kan verlossing kry. So julle, kom ons doen ons deel tot die evangelie. Kom ons gaan vertel dat Jesus red. Kom ons gaan sê vir mense, en dis wat ek probeer doen met die dagstukkies. Julle sal sien, elke dag is my poging om mense vas te maak aan hulle geloof, hulle op te wek, sodat ons kan bly glo, want ons gaan nie handdoek ingooi nie. Ons gaan volhard tot die einde toe, en ons gaan die krag van die Here sien. Ek glo dit met my hele hart. So nou sê hy hierdie woorde, en ek wil dit maar net weer lees, vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, dis nou die ouens wat gesterf het voorheen, almal wat in Christus Jesus is, ons gaan almal saam, en dan sê hy hierdie woorde, weggevoer word in die wolke, die Here tegemoet in die lig, en so sal hulle altyd by die Here wees. Nou, hierdie is 'n versamelnaam. Van hier af gebeur dan nou baie dinge. As ons nou teruggaan na daardie skyfe toe, en ek weet, is nou baie moeilik, maar as jy dan minste die wit kruisie kan sien, dis nou die Ou Testament tot by die kruisie, en van die kruisie af tot by die eerste wit pyltjie wat jy daar sien, is die kerkperiode, of die bruid van Christus. Nou het ek gepraat oor die wegraping, nou is die kerk weggevat. En nou gaan ek net 'n oomblik daar stil staan. Ons gaan nou praat oor hierdie volgende 7 jaar. En dis groot dinge wat daar gebeur. Dis eintlik die hele boek Openbaring. Hy praat oor hierdie 7 jaar wat gaan plaasvind. Al hierdie dinge wat gaan gebeur. En jy kan maar gerus die boek Openbaring lees. Daar's 'n blessing daarin. Gaan lees dit sodat ons almal kan weet dat ons in Jesus moet glo. Jesus is die een wat kom. Hy gaan kom en daar gaan oorwinning wees. Ek sal eendag lekker met julle praat oor al die boekdinge van Openbaring. Dan gaan ons daaroor gesels. So, ek glo, dit is wat die Here vir ons gaan gee. Nou kom ons kyk gou verder, en ek wil net gou vir julle sê, as ons opgeneem word, en ja, daar is mense wat vra, ek sien daar's mense wat vra,
wat sê, hoor jy nou, is daar so iets soos die wegraping, kan dit plaasvind en so aan. Ek verstaan, daar is mense met verskillende standpunte daaroor, maar kom ek verduidelik gou vir jou 'n paar dinge. Die eerste wat ek vir jou wil verduidelik is, ons moet in die Ou Testament gaan sien dat hierdie konsep het homself al oor en oor bewys. Die eerste ene daarvan is waar ons vir Noag gekry het met Noag en die ark. Onthou julle, God het gesê, ek gaan die aarde vernietig en ek gaan die aarde oordeel, omdat die aarde absoluut boos was. Wat het die Here gedoen? Hy sê, ek het gesien dat Noag is regverdig. En toe is Noag gebring en hy's in die ark gesit en hy's tot gebewaar gewees, hy's beskermd gewees, terwyl God die aarde veroordeel het en geoordeel het vir dit wat plaasgevind het. Nou sien ons dieselfde konsep in ons met Sodom en Gomorra. Ons sien die Here besluit, hy gaan Sodom en Gomorra vernietig. Wat doen hy? Daar vind 'n hele gebed tussen Abraham plaas en op die einde van dit tussen God. En hy sê, Here, bewaar hierdie mense, bewaar. Die Here sê, ek sal bewaar as daar soveel mense is. Ek sal die plek nie vernietig as daar soveel mense is nie. En op die einde van die dag vat hy, en hy vat vir Lot, en hy vat hom uit Sodom en Gomorra uit, en toe oordeel die Here Sodom en Gomorra word vernietig, en hy vat vir Lot uit, en hy vat sy gesin uit, met natuurlik waar sy vrou omgekyk het, en toe sy soupilaar geword, want sy het teruggekyk en verlang na daardie lewe, en ek dink dit was 'n probleem gewees, maar nou kom die Here, en hy sê, hy bewaar daardie persoon. Nou wil ek vir julle sê, die Here sê, elke een wat Jesus verwerp, elke persoon wat Jesus se verlossing nie aanvaar nie, daardie persone gaan geoordeel word, want die Bybel sê, hy wat die seun het, het die lewe, en hy wat die seun nie het nie die lewe nie. So as jy die lewe het, is jy in Christus Jesus. As jy die seun nie het nie, dan is die woord van oordeel klaar op jou. Die Ou Testamentiese verbond staan nog steeds en sê, elke een wat Christus se verlossing nie aanvaar het nie, sal betaal vir hulle sonde. En hulle sal geoordeel word, en die nasies gaan geoordeel word, julle. Die nasies, elke persoon wat Christus verwerp, gaan geoordeel word. Dis waar die boek Openbaring vandaan gaan. Dis hoekom die konings gaan vlug, en hulle gaan weghardloop, want hulle het Christus verwerp. En dis wat gaan gebeur, baie lande gaan dit mee gebeur, dis wat gaan gebeur. Maar net soos in die Ou Testament, wat die Here die regverdiges bewaar het, glo ek ook dat die Here ons as regverdiges bewaar in hierdie tydperk van oordeel. Nêrens, jy sal my nêrens 'n skrif kry in die Bybel, waar God oordeel. Ek praat nie van tug nie, en ek praat nie van daai goed nie. Ek praat van 'n oordeelvel. Want hy sê, ek gaan die wêreld vernietig, ek gaan hierdie plek vernietig, ek gaan 'n derde van die wêreld vernietig in Openbaring, ek gaan dit, en ek gaan dat, en ek gaan hierdie, en ek gaan daai goeders doen, waar hy nie sy kerk en sy bruid bewaar en beskerm nie, en jy kan dit self sien in Openbaring, waar hy sekere dele en sekere mense ook daar bewaar, en hulle beskerm van wat gaan gebeur vorentoe. Ons is deel van die bewaring. God bewaar ons. Almal wat in Christus Jesus is veilig. Almal wat in die Here is, gaan die Here bewaar en vir hulle krag gee en vir hulle sterkte gee. So mag die Here vir u wysheid gee. Ek glo dit met my hele hart, en ek wil vandag vir julle sê, as dit plaasvind, nadat hierdie groep weg is, kom daar 'n ander Christus, en dis die teken. So baie mense vra, wat is die grootste teken? Ek glo die grootste teken gaan wees die oomblik wanneer die kerk weg is. Die oomblik wanneer die gelowiges weg is, die sout van die aarde. Daar word gepraat van hy wat hom teehou daar in 2 Tessalonisense. Wanneer hulle uit die weg geruim is, wanneer ons weggeneem is, dan openbaar die antichrist homself. Dan kom die antichrist. Nou daar's baie dinge wat ek daaroor kan praat en baie verskillende benaderings, maar ek wil net by die basiese lyn vir julle bly en vir julle sê dat God in Jesus Christus gaan vir ons beskerm, hy gaan vir ons bewaar, en nou kom daar 'n antichrist op die aarde. En daar's baie mense wat sê, ag, ek het nie 'n probleem met die antichrist nie. Julle, as jy nou sukkel om die Here te glo dat hy jou gaan bewaar, hoe gaan jy glo dat die Here jou gaan bewaar eendag as die antichrist homself geopenbaar het? Die Bybel sê daar vind letterlik 'n verwarring in mense se harte plaas wanneer die antichrist kom. Hy gaan tekens doen, hy gaan selfs wonderwerke doen, hierdie antichrist. En hy gaan allerlei verskriklike dinge in 'n mens se lewe doen. En op die einde van die dag gaan daardie verskriklike dinge wat die antichrist gaan doen, maak dat mense gaan nie glo nie, julle, maar daar gaan ook mense tot bekering kom. Ek glo dit. Ek glo daar gaan mense tot bekering kom na die wegraping, maar hulle is nie meer deel van die bruid nie. En ons sal eendag daaroor praat, die verskillende groepe wat daar is. Maar nou wil ek vir julle sê, dis nie iets spesiaals nie. Nou is die tyd, sê die Bybel, nou is die dag van verlossing. Die deur is oop vandag. Jy kan Jesus Christus aanneem
as jou persoonlike saligmaker. So jy kan dit doen nou, die deur is nou oop. So hy sê, vandag as jy die stem van die Here hoor, verhard nie jou hart nie, maar hou vas en glo in die Here. So wanneer die antichrist gekom het, dan gaan soveel mense glo dat hy is die Christus. Hulle gaan glo hy is die regte antwoord. En die wêreld en die nasies gaan agter hom aan. Die Bybel sê letterlik agter hierdie antichrist aanhoereer. En hulle gaan allerlei dinge, en dis waar ons die 7 jaar van verdrukking kry, en ons tyd is basies klaar, ons kan weer bietjie later daaroor gesels. Maar daar gaan verskriklike goeders gebeur. En dan kom Israel, en Israel sê, julle het al gehoor van hierdie ding wat die tekens nou is, hulle wil hierdie beeste nou offer, die red heifers wat hulle wil, en hulle wil die 3de tempel beginne bou. Al hierdie goed is sprake, julle kan gaan sien op YouTube, al hierdie goed is nou aan die gang. So ek kan vir julle sê, daar is baie dinge wat gebeur, maar die grootste teken, volgens Matteus 24, is wanneer die evangelie verkondig is, dan gaan die einde kom. En as die evangelie, die teken dat die evangelie klaar verkondig is op die aarde, is wanneer die Here sy bruid vat en hulle wegneem, dan is daar die teken daar. En as daar die teken gaan duidelik wys die einde het aangebreek. En nou, van daai oomblik, ons slaan die oorlosie vas, dan is daar 7 jaar van verdrukking wat plaasvind. Na die 7 jaar van verdrukking, dan kom die Here Jesus Christus. Ons kom saam met hom, ons gaan 1000 jaar vrederyk saam met die Here wees, tot in ewigheid. Maar kom ek wys julle wat gebeur dan, en ek deel my laaste vers, ons tyd is om. Die laaste vers in die Bybel, en julle kan dit vir my deel, julle kan vir my WhatsApp ook stuur as julle wil, maar hierdie is vir my die laaste vers in die Bybel. Dis die laaste vers, ek bedoel nie soos in die Bybelse laaste vers nie, wanneer alles nou gaan klaar wees, hierdie is wat gaan gebeur. 1 Korintiërs 15 vers 28 sê, en wanneer alles aan hom onderwerp is, dis Jesus, waarvan ons praat, en wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het. Dis God die Vader. Dan sê hy, sodat God alles in almal kan wees. Wat 'n wonderlike gedagte. Wat 'n wonderlike gedagte. So as die dinge vanaand vir jou 'n bietjie moeilik was, en daar is jy dalk 'n spesifieke opinie, en weer eens, ek wil vir jou sê, ek het groot respek vir verskillende mense se opinie. So ons is nie daar om hare te kloof nie. Ons is daar om mekaar aan te moedig in die geloof. Maar ek kan vir julle sê, ons is op pad na hierdie vers toe. Hierdie vers wat God alles in almal sal wees uiteindelik. Wat beteken dit? Al die sonde, al die ellende, al die straf, al die oordeele, al hierdie goed sal verby wees, en Christus Jesus sal heers, en hy sal ons almal neem, ons sal almal in God die Vader een wees. Wat vorentoe sal gebeur? 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, al hierdie pragtige dinge wat ek nie eers vir julle kan beskryf nie, wat nie gedagtes van 'n mens kan opkom nie, daai dinge wat God vir jou beplan het. So wat sê ek vanaand vir julle? Kom ons maak gereed. Kom ons maak gereed om in Christus te beweeg. So waar is jy veilig? As iemand vir my sê, waar is ek veilig in hierdie wêreld? Jy's veilig in Christus. So of dit nou so is, of ons nou vanaand hare kloof, wanneer of as daar 'n wegrapping of alles, as jy in Christus Jesus is jy veilig. Jy's veilig in die Here, en as jy in die Here veilig is, sal die Here jou bewaar, die Here sal jou beskerm, die Here sal met jou wees, en hierdie oordeele wat die wêreld gaan tref, is nie dieselfde nie, want jy het die prys, betaal nie die prys vir jou sonde nie, Jesus het die prys vir jou sonde betaal. Jy word nie geoordeel soos die wêreld wat Jesus verwerp nie, want jy het Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker. En nou wil ek vir jou sê, ek sien daar's mense wat vra, wat van, moet ek die Here volg deur die doopwater, wat moet ek al die dinge doen? Kom ek sê dit so vir jou, as die Heilige Gees met jou oor 'n ding praat, kom ons doen dit julle, kom ons doen dit. Jy kan nie 'n fout maak om die Here te volg nie. As die Heilige Gees met jou oor iets praat, in die Bybel, as hy vir jou sê, kom tot bekering, as jy vers lees in die Bybel sê, en jy voel, jy moet jou laat doop, en dalk was jy in 'n kerk waar mense sê, ja, maar ek kan nie, en ek weet nie, weet jy wat, dit gaan nie tussen jou en die kerk nie, dit gaan tussen jou en die Here Jesus Christus. As die Here Jesus Christus jou oortuig van iets, onthou die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid en van die oordeel wat kom. As die Heilige Gees met jou praat, is dit tussen jou en die Here, en mag die Here jou help. As jy vanaand sê, as iemand vir jou sê, ag, wil jy nou alweer tot bekering kom? Ja, kom weer tot bekering, as jy wil, maak seker, gaan op jou knie en sê, Here, maak my 'n kind van U, laat ek seker is, laat daar sekerheid van saligheid in jou lewe kom. As jy voel, die Heilige Gees praat met jou en jy sê, weet jy wat, ek weet nie, ek moet die Here volg deur die doopwater, die Heilige Gees oortuig my, doen dit, jy's meer as welkom, jy kan my skakel, ek sal jou help daarmee, ons sal 'n pad loop,
maar ek wil vandag vir jou sê, ek is nie daar om jou te verhinder om nader aan die Here te kom nie. Jesus het die goeie nuus verkondig, en die goeie nuus is nou vir die wêreld. Daar's nie meer politiese oplossings nie, daar's nie geldelike oplossings nie, die einde is naby, die wêreld het nie meer antwoord nie, hulle gaan mekaar uitskiet, daar gaan niks oorbly nie. Die enigste plek waar ons veilig is in die Ou Testament was die ark, die Nuwe Testament is Christus. Die Ou Testament was die verbond, jy moet in die verbond wees, jy moet glo, die Nuwe Testament is in die verbond van Jesus Christus. Kom binne in die Here. Hoe kom ek in? Ek kom in deur om te glo dat Jesus vir my die prys betaal het op Golgotha. En ek wil vanaand vra aan die einde van ons Bybelstudie. Ek kan vir julle meer inligting stuur. Ons kan lekker hieroor gesels. Dis 'n moeilike basis hierdie wat ons nou oor gesels en ek weet dis 'n moeilike onderwerp, maar mag julle my hart sien en mag julle vanaand verstaan. Ek sien daar om die kerk in verskillende groepe te verdeel en verskillende sieninge nie. Ek wil net vanaand vir julle sê, Christus het 'n plan vir jou. Christus het 'n plan nog altyd gehad, en daardie plan is 'n goeie en 'n hoopvolle plan, en is 'n goeie en 'n mooi toekoms, en jy's veilig in Jesus Christus. As jy jou lewe vir die Here gee, is jy op die regte pad. Daar's 'n mooi toekoms vir jou, daar's 'n plek in die hemel vir jou, daar is verlossing vir jou, daar is oorwinning vir jou, daar is 'n nuwe liggaam, al hierdie ou siekte en al hierdie pyn gaan verbygaan, elke traan wat ons gehuil het, gaan afgevee word, sê die Here, maar ons moet in Christus Jesus wees. En julle, ons moet nie worry oor wat sê die kerk, of wat sê daai ou, of selfs wat ek sê nie. Maak jy seker, jy is by die Here Jesus Christus, en jy glo die Here, en as ek kan, gaan ek jou aanmoedig om elke dag te bly glo dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Ek glo dit met my hele hart, Johannes 14 vers 6.